waar prediker eintlik by dit uitkom, vers 11 sê hy, die woorde van die wyse manne is soos prikkels en soos spykers diep ingeslaan is die versamelde spreuke. Hulle is deur die enige herder gegee. En buitendien, my seun, wees gewaarsku, aan baie boeke maak, kom geen einde nie. En baie studie is vermoeiing vir die vlees. Die hoofsaak van alles wat gehoor is, vrees God en hou sy gebooie, want dit geld vir alle mense. Want God sal elke werk bring in die gerig, wat kom oor al die verborgde dinge, goed of sleg. Ek begin vir ons met hierdie gedeelte om te illustreer iets wat ek agtergekom het in my eie worsteling oor die probleem van eenheid en veelheid. Dat daar eindelik 'n punt kom wat 'n gelowige mag sê, en dis baie bevrydend, of ek hierdie ding heeltemal uitpleis en verstaan, is dalk so 'n bietjie bo my vuurmaakplek, maar ek wil jy verseker, as jy luister wat die Here sê, dan is jy in die balans van die eenheid en die veelheid. Al die probleme wat hier uitgewys is. Nou, gun my die geleentheid om net 'n kort gebed saam te doen. U kan net so sit. Kom ons bid. Ons Vader, U maak U self bekend as die drie enige God. En ons bely ook dat dit heilige grond is, waaroor U vir ons genoeg sê, maar nie alles sê nie. En help ons ook in ons bespreking en die aanbieding, om vir U heiligheid agting te hê. En Here, wil U deur die Gees ook vir ons help, om beter toegerus te wees as diensknegte van Jesus Christus, en stryders en mede-arbeiders van U. In Jesus se naam, amen. So dit is met 'n broek wat bewe, wat ek hierdie doen. So ek het so pakkies uitgedeel. Moet dit asseblief nie moet dit nie, ek wil amper sê, jy kan dit aanhaal, maar moenie veel van dit maak nie, want dit is nie 'n akademies verantwoorde stuk nie. Dis eintlik maar net 'n dominee wat deur 'n kerkraad 'n opdrag kry wat vir hom moeilik is en hy mee worstel. So, en ek sê ook daar, asseblief, ek gaan foute maak hierso, en wees my maar net genadig in dit. Ek het daar gesê van, hier is sprekers wat PhD's hou vandag, maar ek hou 'n GD, wat beteken gewone dominee. So, maar miskien kan selfs die foute wat ek maak, aanleiding gee tot goeie denke en goeie gesprek. So, ek begin daar heel bo op bladsy 1 met 'n aanhaling in die oorspronklike Engels van Augustinus, wat sê, in no other subject is error more dangerous, or inquiry more laborious, or the discovery of truth more profitable, en hy praat oor die leer van die drie eenheid. Dis gevaarlik, maar dis so heerlik, en so wonderlik. Wat jy dink oor wie God is, bepaal jou hele lewe. Hoe jy dink oor hoe jy jou lewe moet inrig, en hoe jy oor die samelewing moet dink. Nou die probleem is nou uitgewys, maar my probleem was om die oplossing te probeer gee, moet ek self die probleem vir myself probeer uitklaar, en nou het ek dit ook vir julle gegee, en dit is onder bladsy 1. Die mensdom met hierdie eeuwe probleem, of hy beklemtoon die baie, die een bo die baie, of hy beklemtoon die baie bo die een. En beide is 'n treinongeluk. Dit het ons gesien. As jy die een oor beklemtoon, het jy lyke op die straat. As jy die ander een oor beklemtoon, het jy lyke op die straat. Vra maar vir Friedrich Nietzsche. Idees het gevolge. Hoe meer verkeerd jy, hoe meer fundamenteel 'n probleem is tot jou, tot die lewe, hoe meer fundamenteel is, hoe groter gevolge het dit. So as jy verkeerd is oor wie God is, het dit die mees drastiese gevolge. As jy verkeerd is oor of Coke se suikerinhoud meer is as cream soda, het dit gevolge. Maar die gevolge is baie minder drasties as wanneer jy verkeerd is
oor wie God is. Die kwessie van die een en die baie is ook 'n baie fundamentele kwessie waaroor ons baie praat. Nou ek sê daar bo bladsy 2, as jy die een beklemtoon ten koste van die baie, dan is verskeidenheid minder belangrik. En ek wil net hier uitwys, ek sê dit net, jy hoef nou nie saam met my dit te volg nie, maar Darrow Miller, as hy oor die een praat, dan pas hy dit toe op die individu, maar Stoker doen dit net andersom, wat nou nie 'n krisis is nie, want hy bedoel maar net, die veelheid is die partikulariteit, en dit is waar hy by die individu kom, maar dit is dieselfde ding, hulle vat hom net vir verskillende kante toe. So my een gaan net andersom wees as François sin, maar dit is nou nie 'n kwessie nie, dit is dieselfde ding. So as jy die een beklemtoon, dan gaan die groep belangriker wees as die individu. Dan is die gesin alles en die gesinslid niks. Dan is die gemeente alles en die gemeentelid se belange weeg niks. Dan gaan die burger op in die volk, dis die Hitler se ding, jy's niks, die volk is alles. Dan verdwyn die belang van 'n staatsburger in die belang van die staat. En wanneer hierdie oorbeklemtoning van die een drasties is, dan moet kinders wat nie met hulle pa saamstem nie, shut up. Dan moet die burger wat nie meegaan met die volk nie, vra vir Hitler, maak hom dood. As hy nie saam met ons gaan nie, hy pas nie, maak hom dood. Dan lei die samelewing verlies aan kreatiwiteit, nê? Wat goed. Dan besit individue nie grond nie, maar alles behoort aan die groep. En dit lei tot die tirannie van die groep. Individue se drome, sy ideale, sy idees en besittings gaan heeltemal tot niet. Jou droom beteken niks. Die volk se droom is alles. As jy die ander kant, jy weet, droog maak, as jy die baie beklemtoon ten koste van die een, dan beweeg die individuele gesinslid se belange meer as die gesinsin, dan dikteer individue in die gemeente, die gemeente moet by my wil inval, dan's die burger alles en die volk niks. Dan gebeur dit dat lidmate se eie belang, is nou by die kerk, bepaal wat by die kerk moet gebeur, of anders ondersteun ek dit net nie. Byvoorbeeld, ek eet nie by die gemeente ete nie, want ek hou nie van sop nie. Dit is eenvoudig my belang, ek hou nie van sop nie, so ek gaan net nie die ding ondersteun nie. So dis as jy dan die veelheid beklemtoon bo die individu. Die effek hiervan is, dat die volksbelang pad moet gee vir individu se begeertes, dat kinders gesinne regeer, volgens hulle eie behoeftes, dat gesinne klein moet wees. Want as jy 6, ons het nou 5, as jy amper 6, as jy 5 kinders, elkeen se belange baie deurslaggewend is in die gesin, gaan dit net die hele tyd chaos wees, ons gaan niks sinvol kan doen nie, ergens gaan die individue bietjie van hulle belange moet prys gee, terwille daarvan dat ons saam kan Bybel lees. Jy wil eerder op jou bed lê, maar ons moet nou hier by mekaar kom. Dit lei ook daartoe, as jy nou die veelheid, die eenheid beklemtoon ten koste van een, dat groepe nie eiendom mag besit nie, maar dat net individue dit mag besit. En die gevolg van hierdie radikale oorbeklemtoning van baie, van die veelheid, is autonomie. Met ander woorde, mense maak hulle eie reëls. Goed, en dis hier waar die woke lewensbeskouing inkom. Niemand besluit anders, maar niemand anders moet sy mening op my afdwing nie, en sê wat sy geslag ek is nie, nie my ouers nie, nie my gesin nie, nie die familie nie, nie God nie, ek sê autonomie, ek sal self besluit. Hier wil ons reeds uitwys dat die probleem onopgelos bly sonder die drie-enige God. Vir die Christen is hierdie nie 'n probleem ten opsigte van byvoorbeeld geslagtelikheid nie. Eindelik verstaan die kind, hoor nou mooi, dat dit geen groep is wat besluit dat ek 'n man is nie. God besluit dit. Dit ontsluit die hele probleem. Dis nie die groep wat hulle mening op my afdwing nie, want wie sê die groep het meer gesag as ek? Maar dit is ook nie ek wat besluit nie, dit is God wat dit sê, en dan kom daar
vrede in die gemoed. In hierdie gedagtelyn lê ook die kiem van die idee dat die volk nie mag bestaan nie. En die logiese voltooiing van die gedagtelyn is dat geen familie of gesin mag bestaan nie, net individue. Nou hoor net hierdie, geen gemeenskap of instelling kan voortbestaan sonder 'n vorm van balans nie. Dit het ons nou van gehoor. Selfs ideologieë wat die een bo die baie beklemtoon, soos kommunisme, het nog wel 'n vorm van die baie nodig om voort te bestaan. Selfs in geharde kommunistiese lande is dit teen die wet om 'n ander mens se kouse van sy voete af te steel. Hoekom mag ek, as alles almal sin is, hoekom mag ek nie jou skoene nou vir my vat nie? Hulle het 'n wet daarteen, jy mag dit nie doen nie. Jy sien, selfs in lande wat dit so, en andersom. Ideologieë wat die baie beklemtoon, die een groep het wette wat vir almal geld. Met ander woorde, die autonomie van die individu word ingeperk. Indien dit nie daar is nie, sal almal mekaar doodmaak. So maak nie saak hoe belangrik, hoe sterk die ideologie van individualiteit is in 'n plek nie. Jy het 'n wet wat sê jy mag nie iemand anders doodmaak nie. En eintlik is dit teen individualisme. Want individualisme sê ek besluit wat is my wette. Maar die probleem is as ek besluit ek moet hierdie ou doodmaak, ergens moet ons gaan mekaar doodmaak. So dan geen gemeenskap kan voortbestaan met ten minste 'n vorm van dit nie. Ek wil die kwessie van grense hier inbring. Hoe jy aan die probleem van die een en die baie oplossing bied, bepaal ook hoe jy oor grense dink. Hoe belangriker die groep, hoe minder belangrik word grense. Indien grond nie aan 'n individu behoort nie, dan is daar nie 'n draad omgespan nie. In die geval is dit belaglik om iemand van jou erf af te verbied, want alles behoort aan almal, alles word gedeel. In ons land sien ons ongelukkig dat jy ook jou vrou moet deel. Nou, ek maak nie 'n grappie daar nie. As daar nie grense is nie, as alles almal sin is, wat sê dan dat my vrou myne is? En dit is letterlik wat verkrachting is. Dit is my wil. Dit is, as alles behoort aan almal. Dis hoe verskriklik dit is. Hoe belangriker die individu word aan die ander kant, hoe belangriker word grense. Dan begin my selfoon 'n wagwoord opkry met 'n grens wat nie eers my eie vrou mag sien wat hier op staan nie. Dit gaan net oor my. Dan word grense baie hoog, my plaas, my erf, my kamer, my ete, geen deling nie. En weer eens, geen samelewing kan voortbestaan sonder 'n vorm van afbreek van grense of 'n vorm van grense aan die ander kant nie. Selfs die mees inklusiewe samelewings sluit uit. Toe ek op die pik was, het ek baie eenkant uitgeskuif gevoel op my regte getrap, want ek het 'n kar gehad, maar daar's nêrens parkeerplek vir my naby aan die fakulteit nie, want daar's merke gemaak slegs personeel. Dit sluit my uit. Dis diskriminering teen my menswees as jy dit nou so kan sien. So selfs mees inklusiewe plekke het grense nodig en grense is goed. Selfs in baie inklusiewe lande word minderjarige kinders verbied om 9mm te besit. So nie grense is nie, hoekom wil jy dit doen, maar hulle besef dat jy kan nie sonder dit nie. Offers is nodig vir sinvolle gemeenskap. Vir enige gemeenskap om sinvol te funksioneer is dit nodig. Die individu se belange moet tot 'n mate op sy staan wanneer die individu organies wil deel van 'n groep. Dit pas byvoorbeeld vir my beter om 5:30 met kerk te begin in plaas van 6:00, maar ek is bereid om ter wille van die groep 6:00 te kom. So die kerkraad kan oorweeg om daai te verander. Nou hierdie hele ding van eenheid en veelheid kry ons wel in die skrif die hele tyd. En nie
net in terme van die leer van die drie eenheid nie, is eintlik in die wette van God. As God sê jy mag nie steel nie, dan sê hy, alles is nie almal sin nie. Dat jy daaraan dink, God, anders is daai gebod mos nie nodig nie, maar hy sê, daar is grense, alles is nie almal sin nie. Jy mag nie egbreek nie, alle vrouens is nie jou vrou nie, ensovoorts. Die radikale beklemtoning van enigeen van die twee lei tot vernietiging. So, die radikalisering van die groep sê, verander of gaan dood. Of jy gee jou identiteit prys, of jy gaan dood. En eintlik beteken al twee gaan dood. Hou op om te wees wie jy is, of gaan saam met die groep, beteken maar net, of ons maak jou dood, beteken gaan dood. Die radikalisering van die individu, sê my persoonlike belange is belangrik, en joune ook, behalwe as ons belange begin bots, dan is myne belangriker as joune. En as jy nie in my belang gaan optree nie, wel, dan moet jy pad gee, dan moet jy weg. Dan maak ek jou dood. Dis die eind van dit. So, ons het regtig 'n filosofie nodig, waar die een nie meer fundamenteel is as die baie nie, en ook andersom. Waar albei ewe fundamenteel is tot die werklikheid. Beide is fundamenteel nodig vir menslike florering. Byvoorbeeld in die geval van grense, die pastorie moet 'n oop voordeur hê, maar hy moet ook 'n slot hê. Sonder 'n oop voordeur sal die gesin sterf van die honger. Ons moet ergens vir checkers oopmaak, dat hulle vir ons kan kos gee. Maak oop die grense. Maar hy moet ook 'n slot hê, want anders gaan Frikkie van die straat my kos kom steel. Jy sien, albei is nodig. Aan die ander kant, die radikalisering van grense is selfsugtig, omdat niemand anders toegelaat word om in te kom nie. Nou hierdie hele ding waar die samehang van die een en die baie na vore kom, sien mense in die menslike liggaam en daarom ook in die kerk. Ek het daar onder in 1 Korintiërs 12, net soos die liggaam een is en baie lede het, en al die lede van die een liggaam al is hulle baie een liggaam, so ook Christus. Die oog kan nie vir die hand sê, ek het jou nie nodig nie, of die hoof vir die voete, ek het julle nie nodig nie. So dis een liggaam, en tog bly die lede wie hulle is. En die een lid kan nie vir die ander een sê, ek het jou nie nodig nie. So wat kort ons? Ons kort 'n lewens- en wêreldbeskouing en begronding daarvan, waar volgens die een net so fundamenteel is as die baie. Nou, daar's 'n argument uit te maak dat Aristoteles, wat nie 'n Christen was nie, hy was voor Christus, baie ver gevorder het met hierdie ding. Ek dink Morne het ietsie daarvan gewys. Jy kan nie die stad oorbeklemtoon nie, want dan gaan nie individue tot niet, maar jy kan ook nie individu oorbeklemtoon nie, want dan gaan daar nie eers 'n stad wees nie. Die probleem is, hy het nie gesag om dit te sê nie, hy het nie 'n begronding om dit te sê nie. Dis jou mening, dis Aristoteles se mening. So ons kort die balans, as jy dit so wil sê, maar ons kort die begronding daarvan. Maar waar kry ons dit? Ons sien in die skepping, Aristoteles het dit gesien, dat eenheid belangrik is, en dat veelheid belangrik is. Hoekom is dit so? Nou daar is diegene wat sê, en dis eintlik my opdrag, wat sê, die leer van die drie eenheid, daar is die antwoord, omdat God een is, en baie is. Omdat hy nie fundamenteel 3 is, as 1 nie, en ook nie meer fundamenteel 3 is, as 1 is, as 3 nie. God se eenheid gaan nie op in die 3 nie, maar sy 3heid gaan ook nie op in die eenheid nie. Nou ek wil vir u sê, eintlik, jy sal nou verstaan hoekom ek sê, daar is diegene wat dit sê, want tot 'n groot mate stem ek met hulle saam, maar daar is wel punte van versigtig wees, wat ek aan die einde sal noem. Nou ek het daar die belydenis van Athanasius in, broer en suster, hy is agter in jou psalmboek. Ek gaan nou nie dit alles lees nie. Artikel 3 sê, die algemene geloof is, ons moet die een God in die 3heid, en die 3heid in die eenheid eer. Sien julle, ek het nou in nakkies my eie goed daar gesit,
So die wese van God is, in die wese van God is die een nie meer fundamenteel as die drie nie. Dan staan daar in artikel 4, sonder om die persone, Vader, Seun en Heilige Gees te vermeng, met ander woorde, dit beskerm die veelheid in die wese van God, of om die wese te deel. Daai woorde beskerm weer die eenheid, of dit bely die eenheid wat daar in die wese van God is. Artikel 5 sê, want die persoon van die Vader is 'n ander, die van die Seun is 'n ander, die van die Heilige Gees is 'n ander. Tog het die Vader, het die Seun en die Heilige Gees een Godheid, gelyke eer, gelyke ewige heerlikheid. Met ander woorde, in die wese van God is daar onderskeidings wat nie weggaan in die eenheid nie. Die Vader is nie die Seun nie, en die Seun is nie die Heilige Gees nie. Dis 'n gemeenskap van persone wat in 'n eenheid is, maar tog gaan die veelheid nie ten gronde nie. En daar kry mens nou 'n begronding. Ek het gesê, julle moet my na die tyd reghelp. 'n Begronding van ten minste, hoekom is hierdie verskynsel in die skepping, dat jy nie die baie kan oorbeklemtoon bo die een nie. Nou ek gaan op bladsy 6 nou. Van belang vir ons tema is die onderskeid tussen die immanente en die ekonomiese drie-eenheid. 'n Immanente drie-eenheid is God se lewe, God wie hy is voor hy geskep het. Dis in kort. Dit is hoe die Vader, Seun en Gees van ewigheid af bestaan en die relasies en die wisselwerking wat hulle met mekaar het. Dit is 'n diep misterie. Ons kry sulke gordyntjies in die skrif wat vir ons oopgemaak word, maar broer en suster, dis 'n diep misterie. En misterie bring jou by aanbidding. As jy nie alles verstaan nie, kom jy op 'n punt soos Paulus sê, oor diepte van die rykdom en die wysheid en kennis van God. So die immanente is wie God is sonder ons, voor hy ons gemaak het, van ewigheid af. Hoe werk sy lewe nog altyd? Wie is hy? Die ekonomiese drie-eenheid, dis op bladsy 7, het betrekking tot God se handelinge na buite. Die drie-enige God se handelinge met die mens. Sy optrede ten opsigte van ons verlossing, ons skepping, ons verlossing ensovoorts. Goed, nou, hoekom is hierdie onderskeid belangrik? Want 'n groot vraag vir vandag is, wat het die immanente drie-eenheid vir ons te sê oor hoe ons sosiale etiek moet lyk? Wat het die wese van wie God is, van altyd af, vir ons te sê, vir hoe jy jou samelewing moet inrig? Goed, nou, die beste is om te gaan self na Johannes 14 tot 17. En ek het nou 5 minute oor, en dit is die mees sinvolle ding wat ek gaan doen. Ek gaan minder oor die grens gaan as François. Johannes 14 vers 17 is 'n gedeelte wat so baie, en is veel moeilik om te onderskei, wanneer gaan dit hier oor die immanente drie-eenheid en wanneer gaan dit oor die ekonomiese drie-eenheid, maar wat jy nie kan ontken nie, is dat daar 'n band is tussen wie God van altyd af is en hoe ons teenoor mekaar moet optree. Dit is verkeerd om 'n is gelyk aan te maak. Goed, Karl Rahner, die bekende Rooms-Katholieke teoloog het gesê, die immanente drie-eenheid is die ekonomiese drie-eenheid. En ons kan nie daarmee saamgaan nie. En nou, broer en suster, Johannes 14 van tot 17, het ek nou klomp dinge gaan skryf oor die wisselwerking in die drie-enige God. Die Vader laat die Seun toe om sy huis gereed te maak. Die Seun gaan na sy Vader toe. Hy is die eksklusiewe weg na sy Vader. Die Seun ken die Vader. Daar is niks vir mekaar verborge nie. Die Vader, Seun en Heilige Gees verheerlik mekaar. Die Vader en die Seun besit gemeenskaplik. Johannes 16. Alles wat die Vader het, is myne. En alles wat myne is uwe. En wat uwe is myne.
Jy moet dit gerus deurgaan. Die groot klem wat hier inkom is die hele saak van liefde. Die laaste 3 punte op bladsy 9, die laaste 3 punte. Die Vader hou daarvan as 'n mens die band tussen hom en sy seun raak sien. Johannes 17 vers 24 leer ons dat die liefde waarvan hier gepraat word in die hele stuk, die ewige liefde van die Vader tot die seun is. Hy sê, omdat U my lief gehad het voor die grondlegging van die wêreld. En dis hier waar die immanente drie-eenheid iets vir ons sê, wat prakties toepas op hoe ons moet lewe, hoe ons samelewing moet lyk. Johannes 17 vers 26 sien ons die duidelike band tussen die verhouding en die wese van God en die verhouding tussen mense. Sodat die liefde waarmee U my lief gehad het, en onthou nou, dis die liefde wat God, voor hy ons nog gemaak het, vir sy seun het. Die liefde in die wese van God. Jesus sê, hy bid, dat daai selfde liefde onder ons sal wees. Nou, dit bring die hele kwessie van die sosiale drie-eenheid na vore. Ek het dit al baie in my preke gedoen. En ek moet sê, nou, dalk moes ek hierdie doen om agter te kom, daar's ietsie meer om te sê oor dit. En dit is, 'n mens moet versigtig wees. Bladsy 10. Mens kan nie net gaan sê die drie-eenheid is kom ons sê, die leer van die drie-eenheid is die oplossing vir alles nie. Die eerste rede is, God sê nie alles oor wie hy is nie. Daar's 'n misterie. So as die drie-eenheid en die wisselwerking in die drie-eenheid vir ons so 'n misterie is, moet mens minstens versigtig wees om die werklikheid te probeer verklaar aan die hand van iets wat vir ons 'n misterie is. So hier's 'n versigtigheid wat ons moet wees. Dan daar is 'n verskil tussen die wese van God en ons verhoudinge. God is een wese, tergelykertyd 3 persone. Ons is verskillende persone, maar ons is nie een mens nie. Ons deel dieselfde wese, maar ons is nie een mens soos wat God een God is nie. So daar is 'n verskil, jy kan nie net as gelykaans hier inbou nie. En dan die wesenlike gevaar van afgoderry, dit het Morney in sy lesing by uitgekom. Met ander woorde, jy kan dit verkeerd om begin doen. Jy kan sê, goed, hierdie is vir my lyk hoe 'n samelewing moet lyk. Jy's klomp goed wat jy kan leer uit die skepingsopenbaring, maar jy kan regtig verkeerd wees. En dan kan jy sê, okay, maar dan is dit hoe God moet wees. En dit is die definisie van afgoderry, is om van onder af vir jou 'n God te bou wat jou pas. So, dit val my op dat Stoker dit nie doen nie. Hy doen dit nie. Hy gaan soek nie sy begronding vir die eenheid en veelheid samehang in die leer van die drie-eenheid nie. Hy verwys die heeltyd na die drie-enige God, maar nêrens gaan hy begrond dit in wat God openbaar in sy skrif oor eenheid en veelheid. Goed. En dan die laaste ding wat my geskok het. Jy kan letterlik enige sosiale agenda regverdig as jy blindelings op hierdie weg gaan. Goed, so wat mense doen is, hulle sê, Johannes 17 sê, God besit alles gemeenskaplik. Dis wat daar staan. So, dis eenvoudig, as jy 'n gelukkige samelewing soos God wil wees, moet almal alles gemeenskaplik besit. Die kommunisme, daar is mense wat die kommunisme begrond in die leer van die drie-eenheid. En dit is skokkend. Dan is daar mense wat gaan en sê, goed, maar in God se ewige wese is daar nie onderwerping nie. Die seun is nie
onder die Vader nie, en die Heilige Gees is nie onder die Seun nie, hulle is gelyk. En daarom behoort enige samelewing, wat gelukkig wil wees, soos God wil wees, geen gesag te hê nie. Daar moet nie 'n man of 'n vrou wees nie, so die woke ideologie word deur mense begrond in die leer van die Triniteit. En nou wil ek net sê, ek het 'n vriend wat jy weet, politieke uitsprake maak oor wat eintlik daarop neerkom dat Afrikaners nie meer mag bestaan nie. Ons moet assimileer. En hy is so diep ingegrawe in die leer van die sosiale drie-eenheid. So, hy begrond sy vernietiging van die Afrikaner in die leer van die drie-eenheid. Ek begrond my beskerming van die leer van die drie-eenheid, van die Afrikaner in die leer van die drie-eenheid. Wat ek net wil sê is, wees versigtig. Goed, dat hier iets is, kan niemand ontken nie. Ons kan en moet 'n sosiale etiek ontwikkel met hierdie gedagtes as grondslag. Maar mens moet versigtig wees om mense se gewetens te bind met iets wat God nie sê uitdruklik nie. Want as ons mense bind met wette wat God sê, dan is ons fariseërs. Dan werk ons 'n politieke program uit en ons sê vir mense, God sê, jy moet hierby inval. So, ek dink, die veilige weg is om te doen wat Stoker doen. Jy hoef nie eenheid en verskeidenheid volkome te deurgrond in die leer van die drie-eenheid nie. Jy kan net regtig vir God luister as hy sê, jy mag nie met 'n ander vrou slaap nie. Almal se vrouens is nie jou vrou nie. As ons alles wat God openbaar oor grense, oor wette, as ons alles sy orde vir 'n samelewing lees, dan sal ons die balans tussen die eenheid en die veelheid genoegsaam verstaan vir ons om hierdie lewe te wees. En dat daar iets is tussen die leer van die drie-eenheid en hiervan, maak Johannes 14 tot 17 baie duidelik. So ek sal afsluit en sê, die ding is daar. Wees net versigtig om nie in dieselfde gat te trap as wat die ideologie wat teen Christus is, intrap om God se woord te misbruik vir hulle eie agenda nie. Ek dankie. Broers en susters, dis nou my voorreg om ons laaste spreker te verwelkom. Dr. Wittges Buys, ek weet nie wie van u kan onthou nie, maar toe ek 8 jaar terug, 8,5 jaar terug hier bevestig is, het hy my in die diens hier bevestig. Hy was predikant van 3 gereformeerde kerke en hy is tans die navorsingsdirekteur van die Grondinstituut op Orania. Die instituut wil die Afrikaanse taal en Afrikaner kultuurgemeenskap bystaan om Bybelse verbondsantwoorde te gee op alledaagse aktuele vraagstukke wat die Afrikaner gemeenskap raak. Dr. Wittges is getroud met 3 kinders en met 3 kleinkinders. Nadat hy matrikuleer het aan die Hoërskool Stoffberg, begin hy sy teologiese studies in Potch. In 92 het hy sy BTH-graad verwerf, toe doen hy militêre diensplig en predikant geword in Piet Retief. In 1999 het hy die Huygens-beurs van die Nederlandse regering ontvang om by 'n sentrum in Kampen navorsing te doen oor die eklesiologie van Klaas Skilder, waaroor hy dan sy doktorsgraad behaal. Hy is ook 'n navorsingsgenoot by die Universiteit van Vrystaat vanaf 2003 gewees. Hy was by verskillende gemeentes gewees. Vanaf 2008 is hy met kerklike opdrag gestuur na AROS, 'n privaat Christelike hoër onderwysinstelling, vir navorsing en
identiteitsontwikkeling, waar ek hom eintlik leer ken het, en waar hy ook 'n baie belangrike boublok in my eie vorming was. Hy het ook wel nasionaal en internasionaal referate gelewer, boeke gepubliseer, hy spesialiseer in federatiewe gemeenskapsdenke. Jy sou hom in die nuus gesien het, sy laaste boek wat hy gepubliseer het is Erfstad, wat handel oor die verbondsmatige inrigting van die burgerlike lewe van Orania binne die Afrikanerse ruimtelike kultuur. Dr. Wiekes, is 'n voorreg om hier te hê.